is en deur die sang ook die harte voorberei het vir die woord wat die Here ook vir ons voorberei het vanaand. Nou as jy die woord van die Here saam met u gebring het, wil ek u nooi om dit ook oop te maak daar by die boek Romeine. Ons gaan vanaand Romeine hoofstuk 7 bietjie behandel. Gisterand het ons gekyk na Romeine 6. Die evangelie wat Paulus ook aan hierdie gemeente daar gedeel het, hulle was alreeds kinders van die Here gered en het die gemeente aangesluit. En hy het maar net weer die ou evangelie aan hulle verduidelik, soos wat dit gebeur het. En ons sal gaan sien as jy begin lees van Romeine 1 af, hoe hy praat oor hoe lyk die verlore mens in sy verlore toestand. En wat gebeur wanneer Christus begin werk in hom, waar die Here die verlore mens roep, en dan die mens wat reageer, hoe die Here kom en hy kom, maak hom regverdig, en hy kom wederbaar hom. En hier van hoofstuk 6 af begin Paulus 'n bietjie fokus dan op die kind van die Here, en hoe die kind van die Here voor God moet lewe. En gisterand het ons in hoofstuk 6 gekyk, wat is die effek van die kruiswerk binne in die mens? En dit is dat daar 'n vrymaking gekom het van die oorheersing van sonde in 'n mens se lewe. Ons het nou so vinnig net gepraat oor die woord oorheersing, control. That is the one, control. Ek het so gespook en gespaard om daai naam te kry, en ek staan hier so en ek skryf hom neer. To be controlled with the sin. Dis gisteraand se. En vanaand gaan ons so 'n bietjie verder. Paulus vat ons na hoofstuk 7 toe. Daar was ook in Paulus se eie lewe 'n stryd gewees, en dit is wat hy uit sy eie ervaring ook gedeel het met daardie gemeente. So kom ons gaan lees in Romeine 7 vanaf vers 1 tot by vers 26 wat die woord van die Here sê. Kom ons raak net gou stil voor die Here. Here, die woord is oop voor ons. Ons gaan nou lees en u gaan self met ons praat. Here, kom help dat ons ook hierdie woord sal insien, sal verstaan, dat die Heilige Gees ons kom verlig, ook om te weet wat u op die Vaderhart het vir ons. Ons dank u, Here, vir die woord. Dank u, Here, vir dele soos hierdie, wat baie keer dalk net oorgeslaan word, want ons verstaan dit nie altyd nie. Maar ons het ook die Heilige Gees om ons te lei, om die insig ook dan te kan kry hier. En daar is baie dieper dinge wat ons dalk vanaand gaan hanteer. Maar Here, dit is wat u vir ons gegee het, sodat ons sal weet in hierdie Pinkstertyd wat u van ons verwag en waarna u met ons heen is. Ons wil u kom vashou, Here, ook vir vanaand se woord. Amen. Die skriflesing is uit Romeine 7 en ons gaan van vers 1 tot 26 saam lees. Romeine 7 vanaf vers 1. Of weet julle nie, broeders? Ek gaan weer begin. Of weet julle nie, broeders, want ek spreek met mense wat die wet ken, dat die wet oor die mens heers so lank as hy leef. Ek moet nou verkeerd lees, want ek moet nou daar kyk, en ek moet nou hier kyk. Ek gaan my liewste hier kyk, want daai is vir my blind. Ek vra verskoning. Of weet julle nie, broeders, want ek spreek met mense wat die wet ken, dat die wet oor die mens heers so lank as hy lewe nie. Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde, maar as die man sterwe, is sy ontslaaf van die wet van die man. Daarom dan, as sy 'n ander man sin word, terwyl haar man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word. Maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie 'n egbreekster is as sy 'n ander man sin word nie. So, my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus, om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra.
Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom in ons lede gewerk om vir die dood vrugte te dra. Maar nou is ons ontslaaf van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die gees en nie in die oudheid van die letter nie. Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie. Want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en in my allerhande begeerlikhede gewerk. Want sonder die wet is die sonde dood. En sonder die wet het ek vroeër gelewe, maar toe die gebod kom, het die sonde weer opgelewe en ek het gesterwe. En die gebod wat die lewe moes wees, die het vir my geblyk die dood te wees. Want die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en my verlei en daardeur gedood. Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Het die goeie dan vir my die dood geword? Nee, sterrig nie. Maar wel die sonde, dat dit kon blyk sonde te wees, omdat dit deur die goeie vir my die dood bewerk, sodat die sonde deur die gebod uitermate sondig kon word. Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Want as ek doen wat ek nie, want as ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens, maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. En net so ver die wonderlike woord ook van die Here. Soos ek gesê het, Paulus het sekere aspekte gehanteer in hierdie brief wat hy in die gemeente van Romeine dan gestuur het. Hierdie is 'n baie belangrike aspek wat hy hanteer het. Dit is 'n stap in die heiligmaking proses van die mens. En daar is hierdie twee, hy noem dit 'n wet. Nou dit is die natuur van die mens. Daar is die sondige natuur en wat die vleeslike natuur is, en daar is die goddelike natuur, en daar is heeltyd 'n ywer teen mekaar. En Paulus het dit self beleef, nadat hy by Jesus uitgekom het, en hy geroep is deur die Here
was daar 'n tyd wat hy hierdie stryd in hom gehad het. En dis dieselfde stryd as wat daar in die gemeente van Romeine was. Die Jode wat tot bekering gekom het, hulle het in die gemeente gekom en hulle het die mense geforseer om nog steeds die Joodse wette na te volg. Dit was die manier hoe hulle gewoond was om dit te doen. Maar Christus het hulle losgemaak ook daarvan, want hy het met sy genade dan ook na ons toe gekom. Ek wil graag vanaand dan met u praat onder 'n tema vrymaking van die oorheersing van die wet. Nou klink dit vir u baie snaaks, maar daar is soveel mense wat vashou aan die wet, dat hulle die genade mis. Dit is die probleem ook met die Judaïsme. Hulle streef na die wette, maar hulle mis Christus en die genade. As baie mense wat sê dat jy word gered uit genade deur die Here Jesus Christus, nie uit jouself uit nie. En wanneer jy dan nou gered is, moet jy nog steeds die wet gehoorsaam om God tevrede te hou, anders verloor jy daardie saligheid. Saligheid het niks te doen met die wet nie. Die wet het 'n ander doel. Saligheid is die genade van die Here Jesus Christus. Daarom het hy aan die kruis gesterwe, sodat ons sonde na hom toe kan neem, vrygemaak kan kom van die sonde, sodat ons in oorwinning kan lewe in Christus. Ons saligheid is gebaseer op God se genade. Ons kan dit nie verdien nie. Ons kan dit nie self bewerk nie. Nie om die wet eers na te volg, letter by letter, kan ons dit die ewigheid gee nie. Dis God wat dit vir ons gee uit sy liefde uit. Wanneer ons na hom toe kom en ons sondes bely vir hom. Net soos ek en jy niks kan doen om ons saligheid te kry nie, kan ons ook niks doen om die saligheid te verloor nie. Dit is in die mag van God, nie in ons hand nie. En om dan die wet letter vir letter wil navolg om jou saligheid te kan behou, is nie wat die woord ons leer nie. Nou die Jode wat daar in die gemeente Rome was, het tot geloof in die Here Jesus Christus gekom, maar hulle wou nog steeds hierdie wette onderhou en hulle het dit geforseer aan die heidene wat ook nou ingekom het. Baie van hulle kom van afgodsaanbidding af. Nou ewe skielik moet hulle nou hierdie Judaïsme begin navolg, waar Christendom eintlik vrymaking was van die sonde. En die Here wil ons kom losmaak ook van wettisisme. Hierdie saligheid het hulle gedink, jy gaan dit verloor. En Paulus kom en hy spreek hierdie saak aan vir hulle. Die genade het nie die wet vervang nie. Dit moet ons weet. Die genade het die wet in vervulling gebring. Die Here het sy wet gegee, en so moes hulle leer hoe om hom te aanbid. Maar toe Christus kom, het die genade gekom. En is daar nie meer die wet om letter na te volg om die saligheid te kry nie. Deur die wet word die fokus op die mens geplaas. Ek moet. Die fokus is op my. Ek moet dit en dit en dit doen om God te beïndruk. Genade plaas die fokus op Christus. Hy wat die werk aan die kruis gedoen het. Hy wat dit vir my kom gee het, wat ek dit nie eers verdien het nie. Nie een van ons verdien die saligheid nie, maar God gee dit vir ons. Wanneer ons hom vertrou daarvoor, wanneer ons geloof na hom toe kom, wanneer die mens uit genade gered word, is die wet nie tot niet nie. Die wet is nog steeds daar. Ons kan nie daar die blaaie uit die Bybel gaan uitskeer nie. Maar alhoewel die wet die mens nie kan red nie, is die wet die riglyne wat ons dan gebruik om dan te lewe God gerig. Dit is waarvoor dit daar is. Nie dat ons God gaan beïndruk nie, maar dit is om ons te help om Gods gerig te lewe. Hier in Romeine 7 kom Paulus en hy beredeneer hierdie saak dan nou van die wet teenoor die genade. Hy doen dit ook in sy brief in die Galasiërs. Hulle het dieselfde probleem gehad. Hulle het ook die wette nagestrewe. Die fokus
is op die wet. En in Romeine 6 het ons dan gesien, waar die genade ons vrymaak van die sonde. En ons het gesien, wat behels dit om vrygemaak te wees van die sonde. Vir baie gelowiges is die wet 'n struikelblok, want daar kom nie oorwinning nie. Iemand het eendag gesê, en nogal by my vasgesteek, laat om sekere wette, reëls en regulasies te maak in jou geestelike lewe is soos krikke om jou regop te hou. Christus wil ons kom losmaak, laat ons hom kan aanbid met 'n vrye gees. Nie met sekere wettisisme om te aanbid nie. Vanaand kyk ons bietjie na hierdie aspek van die wet en dan ook sy betekenis vir die kind van God. Wat die wet doen en wat die wet nie doen nie, of nie kan doen nie, as ek amper so kan sê. So ons kyk bietjie die wet teenoor God se genade. En ons fokus so 'n bietjie dan, waar Paulus ook fokus op die wettisisme. Die heel eerste wat ons na gaan kyk is, wat die wet doen. Ekskuus, is so 'n bietjie klein, ek moes dit nou probeer almal indruk, toe ek nou 'n bietjie klein skrif gebruik, ek kan amper nie sien daar agter nie, maar ek kan dan hier by my sien. So die wet, wat die wet doen. Waarvoor is die wet ingestel? Die heel eerste wat ons gaan sien hier uit die woord van die Here uit is, die wet openbaar sonde. Die wet is geskrywe om ons sonde vir ons te openbaar. Romeine 7 vers 7 wat vir ons sê, wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, sterk nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie. Die wet is geskrywe sodat ons onsself kan sien soos wat God ons sien. Die wet openbaar my sonde, my uiterlike en innerlike sonde. Hier kan ons na die hele woord van God toe gaan. Nie net die wette van die Here gegee nie, maar die hele woord van God. Kom en lig my lewe vir my uit. Kom openbaar my lewe vir myself. Paulus, hy was 'n wetsgeleerde gewees, 'n fariseer. En hy het verstaan dat die wet die mense se sonde openbaar. En daarom skryf hy dit ook in hierdie brief vir hierdie mense. Ons sien ook in Romeine 3 vers 20 hierdie woorde, deur die wet is die kennis van sonde. So die wet en die woord leer ons die sonde wat daar is. En ek kan myself gaan meet daaraan. Die wet is soos 'n spieël, waardeur ons na ons innerlike kyk, na ons gedagtes, ons bedoelinge en ons gesindhede en die woord het vir ons kom openbaar. Deur die wet sien ons God se heiligheid ook raak. En terselfdertyd sien ons deur God se oë ons eie sonde. Daar is 'n verhaal in Matteus 10, daarvan vers 17 tot by 27, waar daar 'n jong ryk man by die Here Jesus gekom het, en hy vra die Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Jesus vat hom na die wet toe. Nie omdat hy vir hom wil vertel dat die wet jou gaan red, nee. Hy wil hê hy moet sy lewe vir hom kom uitlig deur die wet. En die Here het 'n spesifieke deel uit die wet uit vir hom genoem. Toe sê hy, mamma, ek doen al hierdie dinge, maar hy het nie. Toe sê die Here van, nou gaan verkoop al jou goed en gee die geld vir die armes, dan kom jy en jy volg my. Wat wil die Here Jesus gedoen het? Hy wil bereik het dat hierdie man sy sonde moet besef. Dat hy hom sal oorgee aan hom en sy sonde vir hom sal gee. En hierdie man het bedroef weggegaan, want die prys was te hoog vir hom gewees. Die man het sy lewe in die sonde waarin hy lewe meer lief gehad, as wat hy vir Jesus lief gehad het. Liewe vriende, die wet openbaar die sonde in ons lewens. Die tweede ding wat die wet doen, die wet openbaar my en jou gesindheid heen sonde. Hoe sien ons die sonde? Paulus sê in Romeine 7 vers 8, die sonde het aanleiding gevind deur die gebod. Ek het dit gesien in die gebod.
en in my allerhande begeerlikhede verwek. Daar het hierdie begeerlikhede na die sonde verwek, want sonder die wet is die sonde dood. Nou die natuur van sonde wil rebelleer teen die wet. Hoeveel van ons rebelleer teen die landswette? Soos die sondige natuur ook, dit rebelleer teen die wet. As 'n kind daar by die dam speel en ma sê vir die kind, kom weg daar van die water af, dan is die natuur van daardie kind om te rebelleer teen hierdie opdrag van die ma. Romeine 8 vers 7 wat vir ons sê, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. Die vlees verwys na die sondige natuur. Bedink vyandskap teen God, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Want dit kan ook nie. Die mens sien sy sonde, en die gesindheid is om te rebelleer daarteen. Die vlees, oftewel die sondige natuur, is in vyandskap met God. Alles ons kind van God. Daar is sonde, ons het gesien gestaan. Ons is nie sondeloos volmaak gemaak nie. Daar is die sonde, maar ons moet nie die heerskappy vir die sonde in ons lewens gee nie. Ons moet die Here Jesus Christus, moet ons die heerskappy gee. Want hy het ons vrygemaak van die sonde. Ons kies om die sonde nog te doen. Dit kan, die sonde kan hom nie onderwerp aan die wet nie. En daarom rebelleer dit teen God se wet. Wanneer die wet nagekom word uit die vlees, wanneer ek vir myself forceer om die wette na te kom en dit streng te volg, sal daar altyd lei tot rebellie hier in my innerlike. En die sonde gaan net al hoe meer en meer word. Dis die gesindheid wat daar is heens die wet. Die wet kom openbaar ons sonde, dit openbaar my gesindheid teenoor die sonde. Wanneer ek my skaar onder Christus se gesag, en ek is besig met die woord en die wet, en die Here wys 'n sonde in my lewe uit, en ek is onder Christus se gesag, gaan ek dit bely en laat staan. Maar as ek nie onder Christus se gesag staan, en ek staan onder die vleeslikheid, gaan ek dit nie wil erken nie. En ek gaan voortgaan in daardie lewe. Dit is die gevaar wat daar is. En dit is wat Paulus hier vir hierdie mense wat so wettisismes is, probeer uitlig. Verder die wet wat hy doen. Die wet openbaar die sondigheid van sonde. Romeine 7 vers 13 wat vir ons sê, het die goeie dan vir my die dood geword? Nee, stellig nie, maar wel die sonde, dat dit kan blyk sonde te wees. Die sonde is sonde in God se oë. Die mens besef dat daar sonde is, maar hulle besef nie altyd die sondigheid van sonde nie. Dit my so laat dink, ek het so vandag hier neergesit, in 'n gemeente waar ek was daar 'n man en 'n vrou, en hulle het saam gebly, hulle was nie getroud gewees nie, en ons het in die gemeente gekom, en mense so beleer ken en so aan, en ons het by die mense ook gekuier, en die tweede keer wat ek daar gekuier het, toe vra die man vir my, of toe praat die man, die vrou, wat nou so saam bly, want haar dogter het ook by 'n man ingetrek, jong mense nog, en hy sê vir haar, jou kind kan nie so lewe nie, dis sonde. Sy sê, wat is dit nou, ons bly ook aan so saam. Hy sê, maar dis anders. Kyk sy gesindheid oor die sonde. Hy besef dit is sonde, maar dit is nie sonde in sy lewe, nou is dit iets anderste. Die sondigheid van sonde wat Paulus hier vir ons wil illustreer. Mense het al vir mekaar, vir my al gesê, hulle weet hulle lewe in sonde, maar dit voel reg. Nou wonder ek, hoe kan iets wat verkeerd is reg voel? Dan is jy miskien nie meer onder Christus nie. Die rede is dat mense nie die gevolg van sonde besef nie. Hulle glo dat Jesus genadig is en hulle sal oorsien. Want liewe vriende, dit is ons wat in daardie sonde wil bly, wat die skade begin lei. En dan wil ons almal blameer om ons, en ons wil tot die Here blameer vir dit wat nou in my lewe gebeur. Sonde het die gevolg
of het altyd gevolge, dat ek so sê. Die sonde het altyd gevolge, of is dit nou wil glo of nie. Sonde het gemaak dat die hele menslike geslag onder die oordeel van sonde geval het. Die mens was volmaak gemaak, sonder sonde. En met die sondeval het die hele menslike geslag onder hierdie oordeel van die sonde ingeval. Een van die boeke wat ek gelees het ek hierdie opmerking gelees en ek wil dit vir die so gee soos ek gelees het. We excuse our sins with words like mistakes or weaknesses, but God condemns our sins and tries to get us to see that we are nou kan ek daai woord nie, maar sinvol. Aspres sinvol is dit reg wat ek daar sê? Nou sukkel ek met daardie Engelse woord. Exceedingly sinvol. Die mens het dit reg gekry om goed te voel oor sonde. Ons het nie meer 'n hartseer oor sonde, ons het nie meer 'n berou oor sonde nie. En die probleem is nie die wet nie, want die wet lig dit vir ons uit. Dis nie die wet nie, want ons rebelleer nou teen die wet, maar dit is die sondige natuur van die mens waarin ons vassit. Daar is die wet en wat hy doen. Die wet openbaar sonde vir ons. Die wet openbaar ons gesindheid heens die sonde. En die wet openbaar ons die sondigheid van die sonde, die erns van sonde. Wat het sonde aan Jesus gedoen? Hy het hom aan die kruis laat hang. Die volgende gedagte, die tweede gedagte is wat die wet nie doen nie. En dit is waar ons baie keer mis. Ons weet nou wat die wet doen. Paulus kom en hy kom vertel hulle wat die wet nie doen nie. Die eerste ene wat die wet nie doen nie, die wet kan nie 'n mens verander nie. Ek sien hulle probeer dit ook hier in die land. Hulle sit wette in plek om ons te probeer verander. Jy kan nie deur wetgewing 'n mens verander nie. Jy kan nie gesindhede verander nie. Die wet kan nie 'n mens verander nie. Paulus sê in Romeine 7 vers 14, want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Daarom gaan dit nie met die verander nie. Die wet openbaar ons harte vir ons. Die wet wys ons hoe ons voor God lyk. Die wet maak ons bewus van ons sonde, maar die wet kan ons nie verander nie. Die verandering moet kom by Christus. Christus is die een wat die verandering bring. Wanneer ons onderwerp aan hom. Nog so aanhalingkie. The law cannot transfer the old nature. It can only reveal how sinful the old nature is. Daar kan nie verandering kom deur die wet na te volg nie. Al wat die wet doen, is om ons sonde vir ons uit te wys. Maar dit kan nie daardie verandering in die hart bring nie. Dit kan nie ons verandering in die gedagtes hier in ons verstand bring nie. Verandering kom uit 'n wilsbesluit. Ek kies om te verander, want Christus verwag dit van my. Dis 'n keuse wat ek maak. En as ek daai keuse nie wil maak nie, onderwerp ek my in rebellie teen die wet wat die sonde uitlig. Daar is die eerste ene wat die wet nie kan doen nie. Die wet kan nie verander nie. Die tweede ene wat die wet nie kan doen nie. Die wet kan die mens nie in staat stel om goed te doen nie. Nêrens dit ons nog gesien in die praktyk nie. Paulus skryf dit in Romeine 7 vers 15. Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. Paulus het self gesukkel hiermee. Hy wat 'n fariseer is wat die wette geken het, wat die wette streng nagevolg het, het tot 'n besef gekom toe hy in die oë van Jesus kyk. Hy's verlore. En hy moes oorgee aan die Here Jesus Christus. Daardie wette wat hy so streng nagekom het, kan hom nie in staat gestel het om goed te doen nie. Christus het dit gedoen. Paulus verduidelik hier dat die mens slegs deur die Gees van God
in oorwinning kan lewe, iets wat die wet nie kan doen nie. Die grootste teenstander van die Gees van God in hierdie saak is ek. Niemand anders nie. Ek wat na die vlees lewe. En dit is hierdie sondige vlees wat dan heerskappy in my lewe het. Hierdie het niks te doen met ons saligheid nie. Niks te doen met saligheid nie. Toe ek het begin om te sê dat mense sê met die wet streng onderhou om jou saligheid te kan behou. Hierdie saak het niks te doen met ons saligheid nie. Ons is gered uit genade, ons het die saligheid ontvang van Christus, 'n geskenk van God. Nou wil die Here in ons werk met daardie sondige natuur wat wil bly heers oor ons. Saligheid verander ons posisie voor God. Van 'n verlore sondaar mens na kind van God. Dit is wat regverdigmaking is. Heiligmaking is om die kind van God van die beheer van sonde en die sondige natuur oor te vat na die beheer van die Heilige Gees in sy lewe. Die sondige natuur is steeds teenwoordig en dit staan bekend as die ou mens of die vlees, as ons dit so raak lees in die Bybel. Daardie sondige natuur. Ons het dit nie verloor by die redding nie. Hy is daar en hy gaan ons probeer wegtrek van die Gees van God af. Die gelowige kan steeds beheer word in ons gedagtes, in ons gesindhede, in ons wil deur hierdie ou natuur. En daarom gee ons baie keer toe aan die ou natuur. Dit hang af aan wie ek en jy beheer in ons lewens gee. Net so vir 'n breekdeel van 'n sekond. Daar in die verkeer gee ek beheer aan die sondige natuur en ek uiter 'n woord wat ek nie so normaalweg sou doen nie. Ons moet so waak, daagliks in myself sterwe, die Heilige Gees vertrou om ons op te tel, om daagliks onder sy beheer te kan wees. Paulus sê in Romeine 7 vers 16 en 17, en as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Daardie sondige natuur, aan wie ek beheer gegee het. As gevolg van daardie sondige natuur, wat rebelleer teen die wet, maak dit onmoontlik vir 'n mens om gehoorsaam te bly aan die wet en nie in die sonde te val nie. Dit is 'n baie ernstige stelling, dat daardie sondige natuur, ons moet bewus wees daarvan, wil ons terughou, sodat ons nie in oorwinning kan lewe nie. Paulus sê dit daar in vers 19 en 20, want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. En ons moet bewus wees van die ou sondige natuur, die vlees, daardie begeertes wat ek so dryf in my lewe. Ek moet daarmee breek en myself onder die beheer van Christus kan stel. Die wet kan nie ons in staat stel om goed te doen nie. Christus doen dit. Laaste een is die wet wat hy nie kan doen nie. Die wet kan my nie vrymaak nie. Die wet bind ons. Want is dit, en is dit, en is dit, en ons is gebind. Wet bind 'n mens. Paulus sê in Romeine 7 vers 21, ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Ek streef om die goeie te doen, maar telke male kry ek my, en ek is vasgevang in hierdie kwaad, en hierdie dinge wat ek nie moet doen nie. Om die wet streng na te volg in die vlees, om dit uit my vlees uit streng na te volg, versterk ek en ek net die sondige natuur.
1 Korintiërs 15 vers 56 sê vir ons, die angel van die dood is die sonde. Daar die skorpioen se angel wat so omkom, wat die doodslag gee. In ons lewens is dit die sondige natuur. En die krag van die sonde is die wet. Want deur die wet word die sonde geopenbaar. Wat doen ek nou met daardie sonde? Gee ek dit vir Christus? Bly en laat staan ek dit? Of gaan ek voortlewe daarin? Die sonde is die doodsteek in 'n mens se lewe. En die krag van daardie sonde is die wet, sê 1 Korintiërs 15 vers 56. Die wet maak die mens moeg. En jy kan nie volhoubaar wees nie. Om die wet dag vir dag net na te volg, maak 'n mens moeg. Dit het gebeur daar in Jerusalem, daar op die plein by die fees, het die mense moeg gewees, moeg en uitgemat gewees. Hulle moes hierdie wette nagevolg het. Hulle was moedeloos gewees. En wat sê Jesus vir hulle? Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle rus gee. Hy sê my las is lig. Julle gaan nie swaar dra. Ek wil vir julle genade gee. Ek wil julle vrymaak van dit wat julle so swaar aandra om geestelik te wees, om godsdienstig te wees. Die wet maak die mens moeg en jy kan nie volhou nie. Die mens moet ophou om op sy eie krag te staat te maak en te begin vertrou op die krag van Jesus Christus deur die Heilige Gees. Dis 'n vrymaking en 'n vryheid om Jesus te kan aanbid. Romeine 7 vers 22 en 23. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens, nie na die vlees nie. Hy sê, maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed, en my gevange neem onder die wet van die sonde, wat in my lede is. Hy sê, ek wil graag die Here eer, ek wil die Here so aanbid, maar daar is soveel dinge wat ek moet en moedse moedies, en dit maak my moeg, en dit hou my gevange. Daardie sondige natuur bind die mens, en oorwinning kan nooit gevind word nie. Hier kom Paulus tot 'n gevolgtrekking, dat dit net Christus is, wat ons kan vrymaak. Net die Heilige Gees, en Christus se krag. En hy sê dit daar in vers 24 en 25, hy sê, ek, die ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Hierdie dood om te strewe, om myself in 'n koma in wettisisme vas te hou. Wie sal my verlos? Dan kom hy, ek dank God, deur Jesus Christus, ons Here. En Paulus kom en hy kom vry van die wette wat hy so nagevolg het. En hy kom in Christus. En die Here gebruik vir Paulus om kerke te gaan plant onder die heidene. Die gelowige mens is verbind met God deur die regverdigmaking deur Jesus Christus, en so kan daar verlossing wees ook van die wette en dan oorwinning wees in die krag van Christus. Die weergebore mens is vrygemaak van die oorheersing van sonde. En wanneer ons daardie besef kry, dat ek hoef nie meer sonde te doen nie, kan ons ook weet dat die Here ons vrygemaak het van wettisisme. Die wet kan nie doen wat Christus doen. Want die wet het sy eie werk wat hy doen. Ons het gesien, die wet wat hy doen, hy kan net sonde openbaar. Hy kan ons wys wat se sonde is daar. Hy openbaar my gesindheid teenoor daardie sonde. En hy kom openbaar die sondigheid van daardie sonde, die gevolg wat gaan gebeur in daardie sonde. Maar die wet kan my nie verander nie. Die wet kan my nie in staat stel om goeie dinge te begin doen nie. Die wet kan ons nie vrymaak nie. Net Christus kan dit doen. Daarom het hy sy gees uitgestort op die aarde. Daarom wil hy ons kom vervul met sy gees. Christus
stel die mens in staat om te doen wat die wet nie kan doen nie. Christus kom maak die mens vry van alle bande. Ons sing daar die koortjie, Jesus breek al my bande. Jesus breek al my bande. Jesus breek al my bande en hy maak my vry. Kom ons vertrou die Here vir hierdie wonderlike werk wat hy in ons lewens wil kom doen van 'n totale vrymaking van daardie dinge wat ons bind, wat ons self op ons, daai laste op ons self sit, wat ons oorheers in ons lewens, die moeds en moedies in ons godsdiens. En ons gee die Here die ereplek in ons lewens. Dat hy ons kom vrymaak. Dat ons waarlik Christus wil aanbid. En nie 'n stel reëls en regulasies nie. Kom ons leer om die genade van Christus raak te sien. Kom ons gee hom dan kans in ons lewens om ons te kom verander. Mag die Here vir u kom seën ook hierdeur. Amen. Here, baie dankie dat ons vanaand uit hierdie gedeelte baie duidelik kon sien dat Paulus wat die wette geken het vir ons kom leer wat die wette kan doen en nie kan doen nie. Maar dat ons ook dan die genade kan sien deur die wette. Want die wet lei ons na Christus toe. En in Christus kry ons oorwinning. Here, kom help vir ons in hierdie pad van Pinkster, dat ons verander sal word en meer na die beeld van Christus sal wees. As ons gaan kyk na die werk van Christus op aarde, skiet ek baie ver te kort. Want Here, ek probeer streef uit myself uit. Maar Here, U kom maak my vry van myself, van my sondige natuur, van die wette wat daar oor my is. En U gee vir my Jesus en die genade. En ek dank U, Here, dat U vandag nog dit vir ons wil doen. Ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Vriende,